Goeienaand geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanaand in die huis van die Here. Dit is 'n voorreg om saam met u hier te kan wees in hierdie aand, om ook saam met u die woord van die Here te kan oordink. Geliefdes, daar's 'n versoek gewees dat ons vanaand vir die voorsang so 'n bietjie haleluja liedere sing. Jy sal sien daar is 4 haleluja liedere op die eerste en die tweede bladsy. Ons gaan saam sing terwyl ons net so sit. Haleluja lied 234. Moet ek gaan met leë hande. En ons gaan sing vers 1, 2 en 3 van Halleluja lied 234. Ons gaan saam sing Halleluja lied 209 vers 1, 2, 3 en 4. Nader my God by U.
Ons gaan omblaai, op die volgende bladsy gaan ons saam sing lied 444, wat 'n vriend het ons in Jesus, en ons sing daarvan vers 1, 2 en 3. Die laaste lied van die voorsang is lied 181. Saggies en teer is die roepstem van Jesus, en ons sing saam vers 1, 2 en 4 van lied 181.
Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed en na die stilgebed gaan ons staande saam sing die Onse Vader. Na die Onse Vader kan die staande bly vir die fotum en die seën en daarna gaan ons as loflied saam sing gesang 264 Allerhoogste Hemelvader, lofgesange prys u naam. Ons gaan saam sing gesang 264 vers 1 en 2 as loflied. Gesang 95 na die stilgebed. Maar geliefdes, kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen. Die Here is koning, laat die volke bewe. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek gaan vra dat u net u plekke inneem. Hoewel die krag af is, as u nie omgee om in die donker te luister na die preek nie, gaan ek voortgaan, ek is reg, gaan ek voortgaan en ek gaan vir ons uit die Bybel uit lees, verskoon maar die selfoon en die tegnologie daarmee saam, maar ons gaan saam lees uit Handelinge 2 uit. Handelinge 2 en ons gaan lees vanaf vers 37. Handelinge 2 vanaf vers 37, dit gaan oor die eerste bekeerdes. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus
tot vergewing van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is. Die wat die Here onse God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brode, en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar, en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendom en besittings het hulle verkoop, en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het, en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Geliefdes, sover die woord van die Here. Kom ons word stil voor hom in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand voor U mag stil word. Here, waar dit donker is rondom ons, besef ons net weer, U is die lig. En U het in hierdie duisternis ingebreek, en U het vir ons die lig laat oorwin, sodat ons as deel van die lig kan leef. Here, en dankie dat U die Heilige Gees gestuur het om nie net die heilige algemene Christelike kerk te bind nie, maar dat hy ook hierdie gemeente saambind. Here, dat ons ook as liggaam van Christus kan leef. Here, daarom bid ons dat U nou deur die Gees in ons harte sal werk, dat ons ook U kan grootmaak en prys as deel van U liggaam. Here, spreek U nou met ons, verwyder dit wat skeiding maak tussen U en ons, Here, en gee dat dit wat hier gebeur, U naam sal verheerlik. Ons bid dit nie in onsself nie, ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, Dinsdag aand het ons gaan kyk na die heilige algemene Christelike kerk. En ons het daaraan geraak dat op Pinksterdag, toe die Heilige Gees uitgestort is, het die gemeente ontstaan. Die gelowiges wat daar tot bekering gekom het en gedoop is, het die eerste gemeente, die eerste kerk gevestig. En in 1 Korintiërs 12 het ons na Paulus se beeld gaan kyk, na hoe die kerke wat al hoe groter en al hoe meer geword het, uiteindelik die liggaam van Christus vorm. En hoe die liggaam almal verskillend kan wees, die lede binne die liggaam, solank as wat hulle die hoof dien. So het ons gesien dat daar verskeidenheid is, maar dat daar ook eenheid gevind word in Christus as die hoof. En tog moet ons eerlik wees, die beeld van Paulus het baie meer. Daar is 'n ander betekenis wat net so belangrik is en eintlik baie mooi is, want dit wys ook na die gemeente toe. Want die gemeente is die liggaam van Christus, wat ook uit baie verskillende lede bestaan. Ons, geliefdes, die lidmate van hierdie gemeente,
is die lede van die liggaam. En Christus is ons hoof. Ons is daarom in diens van Christus. En elkeen van ons het ons eie unieke gawe. Op ons eie unieke manier leef ons ook hierdie genade voor Christus uit en ons as gemeente saam dien hom. En omdat ons liggaam is en ons aan mekaar verbind is, daarom moet ons besef dat ons ook 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar het. Want geliefdes, as een deel van die liggaam suffer, as een deel siek is, as een deel swaar kry, dan kry die hele liggaam saam met ons swaar. Dink maar net aan 'n hand wat infeksie kry. Die hele liggaam werk saam om daardie hand se infeksie teen te staan. Jou immuunstelsel, alles van jou beklei teen hierdie infeksie, want die liggaam staan saam. Maar geliefdes, die teenkant is ook waar. Want as daardie hand nie gesond word nie, of dan verwyder word nie, kan daardie hand jou so besmet, dat jy uiteindelik kan sterf. En daarom is dit belangrik dat ons moet besef, ons is aan mekaar verbind as die liggaam van Christus. As een swaar kry, kry almal saam swaar. Daarom bely ons elke Sondag in die 12 artikels, ek glo in die gemeenskap van die heiliges. En hierdie gemeenskap waarvan ons praat, vind ons daar by die eerste gemeente in Jerusalem. Ons vind dit in ons geleesde gedeelte waar daar verwys word na hoe hierdie gemeente saam met mekaar geleef het. Hoe hulle mekaar ondersteun het, hoe hulle mekaar se laste gedra het. In vers 42 lees ons dat die gemeente volhard het in die leer van die apostels. Hulle het volhard in die gemeenskap, hulle het die breking van die brode onderhou, hulle het vir mekaar gebid. Dit alles sodat Christus as hoof gedien kan word. En geliefdes, ons kan hiermee assosieer. Ons kan onsself baie maklik ook in hierdie gemeente se skoene vind, want die eerste ding wat gesê word wat daar gedoen is daar's volhard in die leer van die apostels. Geliefdes, dit beteken dat die gemeente bymekaar gekom het en by die apostels geleer het wat die wil van God is, dit hulle eie gemaak het en dit dan gaan uitleef het. Geliefdes, wat is die erediens dan anderste as die volharding in die leer van die apostels? Die leer van die apostels is saamgevat in die blaaie van die Bybel as God se wil en is vir ons gegee, en in die erediens is ons besig om as gemeente in die leer van die apostels te volhard. Verder sien ons dat die gemeente in gemeenskap volhard het. Nou, dit klink baie snaaks om dit so te stel, en wat dit eintlik beteken is dat hierdie gemeente, elke lid afsonderlik, die hele gemeente, die hele liggaam se laste help dra, het hulle mekaar ondersteun. Daarvan lees ons vanaf vers 44. Want ons sien dat diegene wat tot geloof gekom het, alles gemeenskaplik besit het. Hulle het al hulle besittings, al hulle eiendomme verkoop en hulle die opbrengs verdeel, sodat almal volgens hulle behoeftes kan hê. En geliefdes, nou kan jy dalk sê, okay, maar hier is iets wat ons as gemeente nie meer doen nie, want ons besit tog ons eie eiendomme. Elkeen het sy eie besitting, sy eie plaas, sy eie kar, sy eie huis. Ons elkeen besit ons eie goed. Is ons dan nou besig om teen die wil van God te leef? Moet ons nou maar weer alles gemeenskaplik besit? Geliefdes, hier moet ons daarom ook
bietjie meer verstaan wat bedoel word met die gemeenskaplike besit van die goed. Ons as gemeente besit ook goed gemeenskaplik. Hierdie kerkgebou, alles wat binne in hierdie gebou is, daardie saal, alles daar binne, hierdie hele eiendom wat hier is, besit die gemeente gemeenskaplik. Dit is ons sit. As ons môre hierdie kerkgebou wil verkoop, moet die gemeente besluit om dit te doen. Die kerkraad is net die regspersoon wat uiteindelik die dokumentasie moet doen, maar dit word besit deur die gemeente. Daarom verstaan mense baie keer hierdie beginsel verkeerd. Dieselfde met die gedagte om alles te verkoop en die opbrengs te verdeel. Ons moet verstaan dat daar was 'n groot misverstand gewees in hierdie tyd, want die mense het geglo die wederkoms van Jesus is baie naby. Dit gaan 2-3 dae wees, dan gaan hy terugkom en daarom het hulle alles verkoop en gaan sit en wag. Daarom is dit 'n groot misverstand wat hier gebeur het. Die Here verwag nie van ons om alles te verkoop nie. Die Here verwag van ons om met dit wat ons besig is, die opbrengs wat ons daaruit kry, die inkomste, ook die barmhartigheid aan mekaar as lede te wys, want onthou, as een lid swaar kry, dan kry almal saam swaar. Die volgende ding waarna verwys word hier in Handelinge is die breking van die brood. Nou hier is 2 goed waarna spesifiek verwys word. Die eerste is die breking van die brood, 'n verwysing na die sakramente wat behou word. Want sien ons dat die wat tot geloof gekom het, gedoop is, en daarna het hulle elke keer as hulle by mekaar kom, die nagmaal gevier, soos wat Christus dit ook daar in die bofortrek ingestel het. Hulle het die brood gebreek as die teken van Christus se liggaam wat vir ons gebreek is, en daarom is dit 'n algemene term wat in die vroeë kerk gebruik was om na die nagmaal te verwys. En dan lees ons in vers 46 dat hierdie breking van die brood van huis tot huis gedoen is. Geliefdes, ons vier nie meer nagmaal by huise nie. Ons het 'n besluit daarteen dat ons nie privaat nagmaal doen nie. En nou sê mense, maar hier is jy al weer weg van die woord van God af. Geliefdes, en dan moet ons die omstandighede ook verstaan. Die vroeë Christelike kerk was 'n vervolgde kerk gewees. Daar was nie kerke opgerig nie. Hulle het van huis tot huis beweeg en in die huise van die mense het hulle eredienste gehou, die sakramente gebruik. Vandag kom ons na die huis van die Here toe en in die huis van die Here kom breek ons die brood. Maar geliefdes, so sien ons ook dat die breking van die brood 'n tweede betekenis het, en vers 46 lê klem daarop. Dat die mense, wanneer hulle van huis tot huis beweeg het, die voedsel in blydskap en eenvoudigheid van hulle harte geniet het. Geliefdes, hier is die beginsel vir hoekom ons nagmaalsete moet hou. Hier is die beginsel vir hoekom ons, as ons hier uitstap, vanaand die voorreg gaan hê om saam 'n bord kos te eet. Hier is die beginsel van hoekom ons as gemeente saam moet feestig wees en saam moet eet, want dis juist daar wat ons mekaar se laste kan hoor en dit saam kan dra. Dis daar wat ons die dinge van die Here in blydskap en die eenvoudigheid van die hart kan geniet. Geliefdes, die laaste ding waarna verwys word is die volharding in gebed. Hoe ons vir mekaar moet bid, mekaar by die voete van die Here gaan neerlê. Dis hoekom ons elke Sondag voorbeding doen.
Dis hoekom ons vra, bid vir die gemeente en vir al ons lidmate, bid vir hierdie besonderse persone. En die vraag is, doen ons dit nog? Bid ons nog vir mekaar, want dit is tog wat 'n gemeenskap doen. Geliefdes, as ons dit alles doen, dan funksioneer die liggaam met al sy onderskeie lede tot eer van God. Tot eer van sy hoof, tot eer van Christus. Dan maak ons sy naam groot. Dan prys ons hom vir die groot genade wat ons in hom ontvang het. En geliefdes, dis nodig dat ons in Pinkster met mekaar hieroor moet praat. Want dit is met die uitstorting van die Heilige Gees wat die gemeente ontstaan. Dis met die uitstorting van die Heilige Gees wat die kerk as liggaam van Christus saamgebind word. As dit nie vir die Heilige Gees was nie, het ons mekaar nog gehaat. Maar omdat hy in ons harte werk, ons wedergebore het, 'n nuwe mens gemaak het, kan ons nou in liefde saamgebind word as die liggaam van Christus. Geliefdes, met dit in gedagte, as ons kyk na Sondag en die nagmaal, is dit belangrik dat ons as gemeente ook die vraag moet vra. Leef ons nog as die liggaam van Christus? Want as ons kom aansit, en die brood word voor ons gebreek, en dit herinner ons aan Christus se liggaam wat vir ons gebreek is, dan sê ons in die formulier, dis een brood, want ons is almal deel van een liggaam. Die nagmaal bevestig hierdie eenheid in Christus. Mag die Heilige Gees daarom so in ons werk, dat ons as gemeenskap van die heiliges, ons hoof Christus, altyd sal dien. Amen. Geliefdes, ek gaan geleentheid gee vir stilgebed, terwyl ons net so sit. Na die stilgebed sal ek vir ons afsluit met 'n gebed. Ons kan net so sit, dan word ons stil voor die Here. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, as ons vanaand voor U stil word, wil ons U naam groot maak. U die skepper van die hemel en aarde, Here, wat U seun gestuur het, om aan die kruis te sterf vir ons sondes, wat opgevaar het na die hemel en aan die regterhand van U sit, van waar Hy alles regeer, as die koning, die hoof.
Here, dankie dat U Gees gestuur het om ons as gemeente saam te bind as die liggaam. Elkeen van ons met ons besonderse gawes. Here, dat ons as liggaam U sal dien, as ons ook die gemeenskap van die heiliges beoefen. Here, maar dankie dat ons ook deel van die groter liggaam is. Dat in die verskeidenheid ons saam met die kerke, die Christelike kerke oor die wêreld, U as hoof kan dien. Daarom bid ons, Here, werk met die Gees in ons, dat ons ook altyd U eer sal soek. Here, dankie dat ons vanaand weer mag stil word en vir ons gemeente mag bid. Here, dat ons vir elke lidmaat mag bid. Vir elkeen van ons geliefdes, Here, U ken elkeen van ons omstandighede. Here, dankie dat ons ook voor U voete hierdie naweekse aktiwiteite kan neerlê, waar ons môre saam gaan werk in voorbereiding vir Saterdag. Here, en waar ons Saterdag die voorreg gaan hê om nie net saam te werk nie, maar saam te lag, saam die vreugde te beleef van die liefde wat U aan ons getoon het. Here, daarom bid ons en vra seën dit alles. Here, dat ons U eer sal soek in dit. Here, gaan met ons in hierdie nag, hou die Vaderhand oor ons en beskerm ons. Here, dat ons ook nou, wanneer ons saam gaan eet, die gemeenskap van die heiliges gaan geniet, dat ons dit tot eer van U sal doen. Vat ons veilig na ons bestemmings toe, en bring ons ook weer Sondag hier by mekaar, as ons by U nagmaalstafel kom aansit. Ons bid al die dinge nie uit verdienste nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ek wil vra, wie van u het u selfone by u? Amper het ons krag. Het u liggies waarmee op die papiere kan sien? Is daar nie liggies nie? Anders moet ons saam sing 'n bekende lied. Kom ons sing saam, O Heer my God. Net die eerste vers van O Heer my God. Ons kan dit staande doen, en as ons klaar gesing het, dan kan ons staande bly vir die foto aktiveer, en dan kan jy weer die plekke inneem. Kom ons sing sommer sonder begeleiding, O Heer my God. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan leef in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Liefdes, u kan die plekke net vir so 'n oomblik weer inneem. Ek het altyd 'n filosofie wat sê, niks sal ooit die woordverkondiging stop nie. En so interessantheid, laasweek met Hemelvaart, was alles gereed gewees vir so 'n geval, as die krag afgesit word. Daar was ligte daar agter in die kerk gewees, en
die verlengskoord het hier voorgelê, alles was in plek gewees, en net vanaand voor die tyd, toe dog ek nie, niks gaan gebeur nie, en ek het die verlengskoord opgerol, en in my bakkie gaan bære, en alles, want daar gaan ons niks gebeur nie, en wraggies toe sit die munisipaliteit vanaand die krag af. Maar geliefdes, net so, nou is ek in 'n storie by, op baie van ons kampe, het ons die gebruik om so 'n speletjie te speel. En die hele speletjie gaan oor, jy's in 'n vervolgde land, waar die evangelie nie verkondig mag word nie. En die enigste manier hoe jy kan inkom by die kerk is deur 'n vers te memoriseer en dit as wagwoord by die deur te gee. En dan as jy inkom met jou vers, dan gaan sit jy in so 'n kring op die grond, maar dit is pikdonker, en jy sien nie mekaar nie, dis regtig, dis net donkerte. En dan, terwyl jy so sit, moet jy in fluisterstemme, of verse opsê, of liedere sing, of gebede doen, om 'n gevoel te kry van hoe die vervolgde kerk in byvoorbeeld Rusland agter die ystergordyn moes funksioneer. En vanaand toe ons so in die duisternis sit, het dit my nou nogal laat dink aan hoe moet dit wees in 'n vervolgingsland om 'n Christen te wees en saam te moet kerk hou. Dit moet baie uitdagend wees. Maar ons is bevoorreg dat ons nog steeds kon aangaan vanaand. Ons is dankbaar daarvoor. Geliefdes, net die volgende paar goedjies. Ons nooi almal uit om nou saam met ons ietsie te kom eet. Tanya nou, baie dankie vir die maak van die curry en rys. Ek glo dit gaan baie lekker wees. En dan het ek gehoor, Wilmarie het vir ons bladjan gebring, en dan die Nadine piesangs, en almal wat gehelp het, baie dankie daarvoor. Ek glo ons gaan lekker saam eet, lekker saam kuier. Ek sal nou vir ons ligte in die saal aansit, dat ons daarom daar kan sien, ek het 'n manier. En dan terwyl ons so sit, gaan ons gou tafelgebed doen, maar voor dit wil ek net sê, môreoggend maak ons die terrein reg vir die skiet, die naweek. Ons gaan 9:00 begin. As u kan, en u sien die weg oop, kom help asseblief, vele hande lig te werk, en dit gaan sommer lekker wees om saam met u te werk. En dan Saterdagoggend, ons sal môre aand sommer op die groepe deurgee, hoe laat ons Saterdagoggend mekaar daar sien, maar dit gaan 'n vroegoggend wees, so sterkte daarmee. Ons gaan lekker saamwerk en die dag ook saam geniet. Geliefdes, kom ons sit sommer net so, dan doen ons saam met tafelgebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand weer voor U mag stil geword het om in hierdie erediens te kon wees. Dankie dat ons saam U kon verheerlik met sang, Here, en dat ons ook as liggaam van U saam kan leef. Here, ons bid dat U nou, waar ons saam gaan kuier en die ete gaan geniet, dat U die verrigtinge sal seën, Here, en dat U ook die voedsel ons liggame sal seën. Here, dat ons ook dink as ons dit nuttig aan die wat dit nie het nie. Here, maar dankie vir almal wat so mildelik bygedra het. Vir alles in die laaste week en 'n half, al die etes en alles. Here, seën elke hand wat daar betrokke was. Here, gee dat ons dit nou sal geniet, in die blydskap en die eenvoudigheid van ons harte. Ons bid dit alles nie onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Liefdes, kom ons gaan eet en kuier lekker saam.